Goeiemôre, jy is ingeskakel hier op Radio 33 hier op Aktuele Sake. Elke Woensdag vanaf 11 saam met my Marius Bam en natuurlik die gesprek saam met Mike Bolhuis. Goeiemôre Mike, dankie weer eens dat jy jou tyd afstaan en met ons vanoggend kan gesels. Dankie man, dank vir die geleentheid. Mike, ons wil vanoggend gesels oor wat gebeur as jy jou selfoon verloor of as hy gesteel word. Dis nou nie soos jou ou dae mee met die knoppie fone, daar is dit 'n kwessie van, ag is okay, ons vervang die foon. Vandag is natuurlik 'n hele ander prentjie. Ja, so julle weet ek het nog altyd gesê, dat as jy jou selfoon verloor, en jy bekak jouself, dan weet jy mos jy het te veel goed op jou foon gehad. So ek gaan vir julle kortliks verduidelik, ons kry gereeld sake van selfoondiefstal, en die onmiddellike klagte wat ons dan sal kry is, hulle het 'n slim manier gevind om my foon te infiltreer, en hulle het geld getrek en my rekeninge leeg getrek. Of hulle het inligting van my foon, en hulle target nou al my vriende en familie, en of hulle het ander inligting waar hulle nou probeer lenings oopmaak of goedkoop of infiltreer deur my besonderhede te gebruik. En Mike, ek is baie bekommerd want ek het my pinkodes op my foon van my hack. Ek het al die inligting van my familie, ons vakansiehuise. Ek het al die inligting van my kinders op skool. Ek het ontsettend baie foto's, ek het 'n moerse gallery. En dan gaan die persoon aan en try onthou wat hy alles op sy foon het en hoe lank laas het hy hom skoongemaak en dat hy nie die belangrikste goed wat hom identifiseer en in 'n posisie plaas geskuif het en afgehaal het. So die reverse is sorry julle. Die reverse van alles wat ek gesê het is die volgende. Plaas jouself in die krimineel se skoene. Vra jouself af, na watse inligting het hy nou alles toegang as jy jou foon sou verloor? Watse banke, rekeninge, profiele is ingedrang? Doen jy besigheid? Is daar 'n vennoot of kliënte wat hy kan kontak of die boewe kan kontak en kan beïnvloed en benadeel, familie en vriende? Watse rekeninge is alles op jou foon? Watse inligting van al jou kaarte, kredietkaarte is op jou foon? Wie kan hy almal bel en kommunikeer wat belangrik is en wat dalk maklik beïnvloedbaar is en jou identiteit en jou inligting en goed kan gebruik om ander mense te beweeg? Ons noem 'n simpel voorbeeld. Absoluut maak asof dit jy is en geld by iemand anders te vra vir net vinnig goue help want jy het dit nou dringend nodig. So as jy kyk na die vrae wat ek hier vra en die stellings wat ek gemaak het en die klagte wat ek ingekry het wat ek verduidelik het van die klaer wat ingebel het, is dit baie belangrik dat jy hierdie recording behoorlik luister en dit identifiseer, want ek kom by die wat jy moet doen. So die belangrikste is die oomblik as jou selfoon gesteel is. Maak nie saak of dit nou in die middel van die aand is of die middel van die dag. Hoor nou wat ek vir jou sê, want die boewe is baie slim. Van hulle kidnap jou nou nie meer nie. Hulle kidnap jou foon. Met ander woorde, hulle is slim. Hulle vang jou, steel jou foon, soos die onlangse saak wat ons gehad het, ou het gemaak as hy 'n Uber driver is. Hy het met die ouetjie rondgery. 4 uur die oggend om gaan aflaai by 'n plek, maar voordat hy dit gedoen het, het hy vir die ouetjie gesê, hoor jy, hy het nou net oor 'n pothol gery
en wil hy nie kyk of die voorwiel fyn is. En toe die ou buite is, toe hom oorrompel, aangerand natuurlik en die foon gevat. Nou, jy kry dit deesdae baie. So ons kan 'n gesprek op 'n stadium voer oor 'n ry aangeleenthede of vorms van taxi, Uber, Bolt, al daai goed, 'n vorm van taxi vervoer wat deesdae beskikbaar is en wat sê moets en moenies. Maar hierdie boef het nou, in my opinie, ons is nou besig met 'n intensiewe ondersoek. Want hierdie is 'n modus operandi wat oral gebeur dwars oor die land, waar hulle die selfoon nou target en dit laat die kidnappings afneem. Want as hulle meer selfone vat, kan hulle meer daardeur bereik, want hulle het die vermoë nou om met AI en al die nuutste tegnologie, hulle eie, kan ons kom ons sê, track and tracing platform profile investigation te doen op jou foon. En as hulle hom nie kan oopmaak nie, dan outomaties dan gaan hulle na iemand wat kan. En onthou wat ek voorheen gesê het, hierdie is 'n intensiewe gesprek met baie inligting en oppas vir information overload. So ek moet dit net weer vir julle sê, anything God creates for good, or God allows us to create for good, Satan will use for evil. In ander woorde, dit wat ons vir goed kan gebruik, wat goed is, wat ons meer help en meer assisteer en meer ondersteun en meer alles en mooi, gaan die boef vat en die teenoorgestelde doen teen jou as persoon. Die boef se intensie is om alles van jou te kan neem wat hy kan neem, en dit is sluit in fisies, emosioneel, materieel, en enige en ander manier, want as ek kyk na sextortion, extortion, ek nie so, dit het later toe eers teweeg kom, maar in die vroegoggendure of in die aand is hulle tyd wat hulle graag hierdie misdade sou wil pleeg, want hulle weet 'n paar dinge. Hulle weet banke antwoord nie sommer in die aand nie personal bankers nie mense in die bank nie, en ook nie selfoonmaatskappye en selfoonmense en selfoon contacts nie. Maar hier is die stappe wat nou, na ek hierdie ding vir jou beskryf het, na die foon gesteel is van hierdie mannetjie, is die volgende stappe wat geneem moet word. Maak nie saak of dit in die middel van die dag is of in die middel van die aand, die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet, kom ons vat die moeilikste geval, jy was by 'n funksie, jy het, kom ons sê maar ge-Uber, en die Uber-drywer het jou geroof, of enigiemand anders het jou geroof van jou foon. Iemand het jou gesien wat se kar jy ry, geïdentifiseer dat jy is 'n ryk-man, jy is 'n moontlike besigheidsman, target jou deur die aand, roof jou buite van jou foon. Want onthou, die goed moet jy in ag neem. Die boewe van vandag is nou agter jou foon aan, maar hulle gaan 'n evaluasie van jou doen as hulle jou sien, of inligting van jou try inwin. Hulle het ook nie 'n probleem om 'n bietjie te wag en dit op die regte tyd te doen, om meer inligting te win, want op die einde van die dag is dit die foon wat hulle weet, die mens alles op het en van daaruit al die misdade kan pleeg. So die eerste ding is onmiddellik die selfoonmaatskappy in die hande te kry en in kennis te stel. So nou het ek klaar vir julle gesê dat die meeste mense gaan hulle mors dood sukkel, hulle gaan nie mense in die hande kry. So wat moet jy doen om dit te kan doen? 1, jy moet jou service provider se persoonlike nommers hê. Ek het myne. So as iets met my foon gebeur, bel ek onmiddellik my service provider. Ek sal natuurlik eers vir Anthony Boucher bel, hy is die hoof van my cybercrime eenheid, en ek sal my hele taakspan almal in kennis stel, en hulle sal almal aan die werk spring, maar dis nou ek. Ons praat nou van jy daar buite, die gewone ou in die publiek. Maak seker dat jy jou service providers, sommer 2 of 3 van hulle, se persoonlike nommers het, en details, sodat jy vir hulle 'n WhatsApp kan stuur as hulle nie antwoord nie, 'n SMS, 'n posduif kan stuur, whatever it takes to inform them, om die foon onmiddellik of te soft block. Hulle sal vir jou verduidelik, dit kom basies daarop neer, die boef kan niks met daai foon doen, behalwe oproepe ontvang, as hy ou na die foon wou track en trace.
of te blacklist of te greylist, of wat ook al. Maar afhangende van jou waarde, as jy 'n miljonair is, blacklist immediately. Kan altyd later sukkel om die goed terug te kry en total blacklist, burn it. As jy nie 'n ryk ou is nie, en jy wil kyk of jy die mense kan laat vang deur die autoriteite of ons, greylist of soft block. So dis die eerste ding wat jy moet doen. As jou service provider nie sy persoonlike details vir jou wil gee nie, dan sê jy vir hom hoekom jy dit soek. Sê vir hom jy sal nie bel vir kinderkak nie, net as daar moeilikheid is. Maak seker dat jy ook e-pos details het. Volledige toetrede details het. Maak ook seker dat jy enige ander rapporteernommers het van sê MTN of Vodacom of wat ook al. Waar jy onmiddellik die nommer kan rapporteer op 'n 08 nommer of wat ook al. Vind uit, maar maak seker dat jy hierdie chat het met jou service provider. Hoe ryker jy is, hoe meer jy het, hoe ernstiger is die gesprek en hoe meer nommers en details en informasie jy moet hê. Dis die eerste. En dit moet onmiddellik gedoen word. As jy 3 ure in die aand geroof word, moet jy daai move doen 1 minuut oor 3. That's how serious it is. Hierdie ouens is baie vinnig. En onthou, baie van hierdie boewe vat daai foon en hulle kloon hom onmiddellik. So, dit is 'n ander probleem. Anyway, die tweede ding wat jy moet doen is, maak nie saak waar jy jouself bevind, al is dit 'n gat sonder water, sorg dat jy by die polisie uitkom, sodat jy 'n masnommer, 'n saaknommer kan kry. Maak seker dat jy maksimum inligting gee, en natuurlik, needless to say, in enige so 'n roofsituasie, try altyd maar die maksimum inligting in kry. Maar onthou, van hierdie boewe doen dit met 'n gun, en dan moet jy oppas vir konfrontasie, oppas vir oogkontak, oppas vir enigiets, luister maar net, en kyk maar uit die hoek uit van jou oog, maar wees versigtig. Onthou, it's the year of the gun. Die meeste misdade wat rowe betref, veral as daar baie geld is by betrokke, is meer as een en guns. Alright, so dis die service providers wat die belangrikste is, daarna die polisiesaak. Maak seker dat jy in die polisiesaak sê dat jy het reeds die foon gerapporteer en jou service provider se details daar te sit. En nommer 3, draai onmiddellik so gou as moontlik by familie, vriende en almal wat jou ken uit te kom en te laat weet dat jou foon is gesteel. En dan sê vir hulle wat jy stappe wat jy geneem het. Jy het al jou service providers in kennis gestel. Jy het al die nodige goed gedoen, die polisie saak gemaak, maar jy stel hulle ook in kennis dat as enigiemand hulle kontak en sê dit is jy of enigiets snaaks of verdag, dat hulle jou onmiddellik in kennis moet stel. So is belangrik dat jy die hele wêreld laat weet jou foon is gesteel. Daarna gaan jy voort om jou foon alles van die cloud af, en met dit gesê, mense, maak seker dat jy altyd daagliks en aanhoudend alles op die cloud stoor. Vra jou service provider oor hierdie goed of lees ons projekte. Die foonmense is deesdae, kom ons sê, die digital and electronic living Bible op aarde. Die elektroniese Bybel, as jy dit so kan noem. Die foon is die belangrikste item wat daar is, want almal gebruik fone. Jy kan 'n klip ver gooi, hy gaan 'n mens moontlik tref. En as jy daai mens getref het, kan jy maar kyk, hy sal sigarette en 'n foon hê. It's the two most items in possession of a person. Is 'n foon en of 'n sigaret, of albei. Alright. So wat ek probeer sê is, elke Tom, Dick en Harry het 'n foon en hulle het alles op hulle foon, want hulle pas nie al hierdie reëls en regulasies toe nie. En die nagevolge is astronomies. Maar kyk, as jy nou net 'n foon het vir chit-chat en skinder en kakpraat, dan that's that. Maar as jy enigstens iets op daai foon doen, waar jy dink, oh shit, nou het ek moeilikheid, dan het jy mos nou te veel goed op jou foon gehad, en jy het jouself mos nou gecompromise en geïdentifiseer. En hoe ryker en hoe meer jy het, kan jy vir jouself dink, wat is die nagevolge? Soos in hierdie een geval, en ons kry baie sulke gevalle, waar multimiljoene rande geskuif is binne minute, vinnig. En deur die vroeë oggendure, wys jou net hoe geolied is hierdie boewe, en hoe goed is hulle. Die kanse van inside information, inside contacts, en is ook goed.
in hierdie gevalle. Die kans is baie groot dat hierdie tipe van boewe wat nou die fone so najag, het hulle contacts in die selfoonmaatskappye en in die banke. Dit is moontlik daar en dit ondersoek ons en ons het al baie keer gesien dat hierdie tipe van misdade kan nie effektief wees en floreer tensy daar 'n driegoed by betrokke is. Contacts in die autoriteite, contacts in die banke en contacts in die selfoonmaatskappye. Maar anyway, met ons expertise as die beste cyber-eenheid wat daar is in Afrika, op die einde van die dag, ons vang hierdie ouens, ons identifiseer hulle, maar die skade is gedoen. Die nagevolge is hierdie boewe skuifie gelde, movie gelde, en hulle weet en hulle dink soos ons. So onthou, jy moet dink soos wat hierdie boef dink. As jy 'n paar miljoen rand gesteel het, gaan jy dit mos nou nie net in jou rekening hou nie. Wat gaan jy doen om nie gevang te word nie? Jy gaan al jou voetspore uitvee, so ver as moontlik en aanhoudend, jy gaan die geld so gou as moontlik in allerhande maniere probeer skuif en onttrek. So is baie moeilik om die gelde terug te kry. Tensy jy baie vinnig werk deur die bankinfrastruktuur wat hulle dan die gelde moet vries en terugtrek. Ons kan die identifikasie doen, maar ons kan die gelde vries en terugtrek nie. Ons het die autoriteite nodig en die banke. En die banke, hierso is my woord vir hulle laat baie na. Want as die twee dinge wat ek genoem het in plek is, dat jy behoorlike infrastruktuur kommunikasie het met jou selfoonmaatskappy en jy het 'n behoorlike infrastruktuur kommunikasie met jou bankiere, dan kan dit mos baie vinnig gebeur. So dieselfde wat ek gesê het oor die selfoonmaatskappy en die ouens met wie jy daar operate en die menere en die base en die direkteure se nommers en details en telefooninformasie en sodat jy onmiddellik die inligting kan deurstuur in volle details sodat hulle onmiddellik kan optree met die foon om te verhoed dat iets gebeur, moet jy ook met jou bankier hê. So jy moet sorg dat jy jou personal banker of iemand of twee ten minste bankmense met wie jy deel by jou bank. Al is jy net 'n salaristrekker. 'n Gewone salaristrekker, as hy nie die einde van die maand sy salaris kry nie, want is gesteel deur 'n selfoon wat hy verloor het of wat van hom geroof is, sit met selfe astronomiese omstandighede as wat 'n besigheid sit as sy foon gesteel is en die besigheid se geld is gesteel. So verhoed dit, maak seker dat jy behoorlike kontak het met die bank. As hulle nie antwoord in die middel van die aand nie, soos in hierdie geval wat ek verduidelik, stuur jy die e-pos. 'n Verduidelikende e-pos presies elke keer van wat jy gedoen het. Ek sê weer, hierdie inligting is aanhoudend wat ek vir julle gee. Julle moet dit behoorlik herluister en notas maak. Ons sal ook so 'n projek uitstuur. So nou dra die selfoon company kennis, die bank dra kennis, die polisie saak is gemaak. Van punt van belangrikheid, die eerste wat gekontak moet word is die selfoonmaatskappy. Die tweede wat onmiddellik direk die oproep daarna gedoen moet word is die banke. As jy baie ryk is, banke eerste en selfoonmaatskappy tweede. Maar dit is uiters belangrik, jy moet daai call maak dat die twee so gou as moontlik soos in minute van mekaar onmiddellik in kontak gestel word. Alright. En dit is, jy moet seker maak dat al twee van mekaar weet dat hulle met mekaar kan kommunikeer. Want onthou, al die inligting van jou selfoon in totaliteit is beskikbaar by jou service provider. Jy het dit nie noodwendig by jou nie. Jy het nie die e-mailnommer nie, jy het nie die boksie nie, jy het nie die omvang van jou foon se kwalifikasies en vermoëns nie. En die bank mag dalk daai inligting nodig hê en dan kan hulle die selfoon provider skakel. Die polisie saak moet dan volg soos ek gesê het en daarna die inkennisstelling van almal, familie en vriende, en daarna as dit baie groot stories is, kan ons gekontak word sodat ons kan help om hierdie boewe te vang, julle inligting terug te kry sodat dit nie verlore is nie. Maar soos ek gesê het, baie belangrike punte wat julle kan hê en bestudeer en toepas is die volgende. Vermy om enige passwords en details van jou foon
op jou foon te stoor. So in ander woorde, as jou paswoord is Mike Bolhuis, dan moet jy nie in jou foon insit password Mike Bolhuis gestoor op 'n WhatsApp wat sê password Mike Bolhuis of onder 'n contact in jou foon wat sê passwords en dan sê jy daar kredietkaart en die details en jou hekmotor en die details en dit en die en daai en dalk enige en ander inligting wat van waarde is waar dit is, want mense vergeet. Jy kan dit nie op jou foon hou nie, jy moet dit op 'n ander plek hou wat nie, hierdie is alles werk mense en is moeite. Jy kan 'n go-to plekkie hê in jou huis waar jy goed kan hou as jy goed vergeet. En verkieslik in 'n kluis wat jy toesluit waar net jy toegang het of jou familie. Want onthou, hierdie ding bring nou weer die gesprek op wat ons voorheen gehad het. Nou stry jy om die foon te gee en die boef besluit hy skiet jou dood. Wat dan? Nou het hulle die foon en al hierdie kak begin en binne ure kom die familie agter, jy's vermoor en jou foon is gesteel. Waartoe gaan jou vrou? Om die inligting te kry en te trek en op te tree namens jou en jou skoene te staan en alles te doen wat ek hier gesê het. Dan weet sy mos nou al daai inligting is in die kluis, dan kan sy al hierdie prosesse volg. Maar 90% van alle sake wat ons kry waar daar dood is die vraag, Mike, kan jy vir ons die laptop en die fone oopmaak, want ons het geen inligting van my man of vrou wat oorlede is, hoe om in die elektroniese wêreld in te beweeg nie, want dit maak glad nie oop nie en daar's passwords. So die go-to guy situasie moet ons ook weer op 'n stadium bespreek, want al hierdie goed hou hand aan hand wat 'n ou by jou moet hou, sodat die een weet wat die ander een moet doen in geval van 'n dood of 'n moord. Jy moenie 'n wagwoord op jou foon hê nie. Dis wat Ivy nou vir my gesê het, ek moet vir julle noem. En om alle wagwoorde dieselfde te maak, moet jy ook nie doen nie. Vermy dit. Hy sê hierso vermy dit. Dis die twee goed wat hy vir my duidelik gesê het, ek moet vir julle sê. Om transfers, limite op rekening te hoog te stel. Moenie in ieder geval jou bedrag wat beskikbaar is en transfers en trek en onttrek hoër maak. As jy baie ryk is, moet dit in ieder geval glad nie doen as jy transfers en transaksies doen, moet jy dit elke keer chop and change. Hierdie sê ek weer eens is baie werk. Jy as besigheidsman moet jouself afvra dat as jou foon in die hande van die boewe is, dat hulle nie transfers kan doen nie. Of jy sit net 'n klein bedrag in wat eenmalig is soos 20 of 50, maar hoe dit ook al sê is, daai is 'n chat tussen jou bankier en jou personal banker en die bedrogeenheid by die bank. Wat vat dit van jou om daai meeting op te sit? Dan het jy 'n verhouding met die bedrogeenheid wat werk met bedrog en diefstalle, soos hierdie, en jy het 'n goeie verhouding met hulle, want jy het nou 'n meeting met hulle opgesit en jy het 'n behoorlike verhouding met jou bankier gehad. What does it take? Uit jou besige dag uit as ryk besigheidsman moet jy dit doen. En weer eens lees ons projekte. Natuurlik, die ou storie, moet geen sensitiewe inligting op die foon nalaat nie, en dit sluit in rekeninge ensovoorts. Nou, hier's die ding, hier's die groot probleem. Almal doen banktransaksies op hulle fone deesdae, want anders moet jy nou heen en weer in rondry. Maar jy moet met jou personal banker afhangende, kyk, al hierdie goed is bepalend. As jy 'n gewone salaristrekker is, dan doen jy miskien goed hierso van die 28ste tot die 2de van die volgende maand. Maar as jy 'n businessman is wat konstant met rekeninge en goed werk, jy en jou staf, moet julle alles in julle vermoë doen om seker te maak dat julle inligting nie bekombaar is nie. En dat indien dit in die hande van die boewe is, dat hulle in geen manier daai inligting kan gebruik nie. En dit vat twee dinge. Een, daai verhouding tussen julle en bankiers,
en julle in die bedrogeenheid wat bedrog hanteer, en dan 2, die behoorlike beskerming van die inligting platforms wat julle het, digitaal en elektronies met behoorlike passwords en go-to guys. As dit behoorlik in plek is dit baie moeilik. Maar onthou nou, die superkriminele vat jou in kidnappings, dan druk hy 'n gun in jou kop, dan is dit ongelukkig. Daar's niks wat jy kan doen nie. Die bank kan ook weier, maar die boewe van vandag sê vir die bankier, luister, if you don't open it up and you don't pay this money, we kill this man. So dit is 'n dilemma. Maar die is nie te sê jy moenie al hierdie goed doen nog so moeilik as moontlik. Op die einde van die dag is die boewe wat hierdie tipe van misdade pleeg en kidnappings en hierdie rowe van selfone en laptops en digitale elektroniese equipment om sodoende gelde te onttrek en te skuif, is hulle ook ingelig en hulle weet hoe dit werk. En as iets nie gedoen kan word nie, dan gewoonlik vermy hulle om jou dood te skiet, hulle gooi jou net neer en vat die minimum wat hulle kan vat. En ons het baie sulke gevalle, waar die ou net rondry en sy max trek by die ATM en of uit die bank uit, en dan laat hulle hom gaan. Want hulle kan sien op die foon, daar kan niks meer gedoen word nie. En gelukkig is dit deesdae die vorm van oplossing. So my voorstel is, dat in geval so iets met 'n besigheidsman of 'n besigheidsgebeur, dat daar ten minste, kom ons sê, 'n gedeeltelike geld beskikbaar is, soos die Engelsman sou sê, to appease them, sodat hulle daarom iets het en jou dan kan laat gaan. Want as hulle niks kry nie, mag hulle dan verwoed optree en ander moves spoel en jou vrou en ander besigheidsmense en almal intrek. Maar wat hulle gewoonlik doen is, as hulle sien hulle kan hier 20 trek en daar 50 en daar miskien 30, as jy 'n miljonair is of baie ryk is, dan doen hulle dit en dan laat hulle jou gaan. So is baie tricky hierdie goed, en 'n ou moet baie aandag gee aan hierdie goed, en 'n ou moet mooi luister hierso. Maar alright, wat jy definitief moet doen, is maak seker jy identifiseer familielede, wat onmiddellik met die bank kan kontak maak, en alles kan vries, indien jy nie in die posisie is nie, en dit is besigheidsbestuurders, ander CEO's ensovoorts, afhangende van wat se situasie jou in bevind. Jy moet altyd jouself vra, dat as iets met jou gebeur, wie gaan onmiddellik jy wees, en doen wat jy sou gedoen het as jy nie dood of vermoor is nie, of dit nie kan doen nie. So dit is uiters belangrik. Maak seker jou 2-factor authentication app is op, en ander toestelle waarop wat jou rekeninge is. Nou hierdie is baie belangrik, en tyd gaan nou ontbreek. Julle moet asseblief, Marius, die projekte plaas oor die 2-factor authentication app. Dis uiters belangrik dat die projekte, en ek sal laat Abby dit vir jou stuur, dat jy dit saam met hierdie gesprek plaas as ons hierdie gesprek uitstuur. Daar is baie paraphernalia wat jy deesdae kan gebruik om dit baie moeilik te maak. Jy kan jou foon byvoorbeeld so stel, as iemand 'n verkeerde paswoord insit 2 keer, dan opereer die foon nie meer nie. Daar's regtig baie maniere. As jy super vertroud is met jou passwords, kan jy hom self stel op een ingang. Dat as iemand met hom lol, dan gaan hy dood. Klein, simpel goed wat mense vergeet, is sit jou foon altyd af, heeltemal af as jy hom nie gebruik nie. Glad nie. Baie mense sit die foon neer by 'n restaurant op die tafel, en hulle sit hom nie af nie, en dit vat niks van hou wat oor die heining spring, vinnig foon gryp en spring en weg. Dan is hy weg met hy foon. So jy kan nie jou foon eerstens laat los en oop lê nie, maar mense doen dit. So as jy nou nie jou foon in jou sak wil hê nie, want hulle kan hom daar ook uitgryp, maar sit jou foon af, geheel en al. Maak seker dat jy behoorlike passwords het, nie net 1 nie, 2,
3, maak seker dat jy al die ander paraphernalia selfs kan gebruik, fingerprint, retina, en. Vind uit oor hierdie goed. Ek rammel nou hierdie goed af, maar dit is belangrik om dit self ook te ondersoek en in ons projekte te lees en ons sal dit behoorlik verduidelik. Ek sal ook vir Ivy vra om na hierdie gesprek te luister en as daar nog enigstens ander inligting is wat my cybercrime voel behoorlik bespreek moet word, dan kan ons dit volgende Woensdag verder bespreek. Maar die belangrikste is dit, en dan ook maak jou foon skoon. Moenie op jou foon goed hou nie, wat jy weet 'n boef kan gebruik om jou te benadeel. En as dit beteken, as jy 'n miljonair is en jy is baie ryk, dan moet jy maar 'n separate phone hê waar jy al jou gelde en transaksies goed doen, maar wat jy nie op jouself dra as jy rondbeweeg nie. Jy sal moet baie versigtig wees, want as jou foon, ek sê dit weer, jy moet nou mooi luister en ek sluit daarmee af. As jou foon, alles wat ek hier genoem het, wat jou hare laat rys, wat jy alles met jou foon doen, wat besigheid betref, dan sê ek vir jou, en jy doen in werk met groot bedrag, en daai foon kom in die hande van die kriminele, onthou moet ook nie hacking onderskat deesdae nie, dan sê ek nou vir jou, het jy probleme, want een van die dinge wat ek daar sê is die nagevolge, en die nagevolge is 'n sin of 2, astronomiese verliese, verskriklike en lang tydperk administrasie, ondersoeke wat gedoen moet word, die bedrogeenheid van die banke wat betrokke is, polisiesake wat geopen moet word, wat geondersoek moet word, en die skade is iets verskriklik en ontstellend, vir die wat baie geld verloor en wat in die klomp geld kategorie operate. Dan die ander ding, jy moet onthou, hulle het ook al die inligting van al jou werkers, al jou familielede, waar jy bly, alles van jou vrou, want mense stoor al hierdie goed op hulle fone, waar jy vakansie hou, wat jy ry, die kar wat jy afgeneem het, wat jy gekoop het, al jou kinders se details, alles van die skole. So dit het gekom na 'n punt toe dat jy deesdae nie meer goed op jou foon kan hou nie. So kan ek julle shock. As jy 'n foon het, sorg dat die enigste inligting op daai foon is maar jou phoneboek met die mense met wie jy praat en waarmee jy heen en weer en meer kommunikeer. En dan maar hou maar op 'n laptop of 'n tablet of somewhere al die ander mooi goed veilig in jou kluis wat jy so nou en daarna kan kyk en kan deel met WhatsApp groepe wie jy weet vir 'n feit dieselfde reëls en regulasies gaan toepas as jy en ook die goed in veilige bewaring het. Want onthou, die boewe vat alles van jou foon wat jy het. En daarvan van hulle kry partykeer selfs naakfoto's van jou of jou vrou of jou girlfriend. En ek weet nie wat se allerhande goed mense wel ek weet wat se allerhande goed mense op hulle fone hou en hulle gaan dit gebruik. Die boewe vat nie net die foon en kyk of hulle net die geld kan vat nie. Hulle kyk na alles. En hulle gaan al daai screenshots en al daai foto's en al daai WhatsApps 'n total identification van jou doen. En al daai goed gebruik en daai identiteite nog steel en gebruik ook. Alright. So dis 'n ewige chat hierdie. En dis 'n ernstige chat en dis waartoe ons beweeg. Anything God creates through us that is good, Satan will use for evil. Ons is supposed to om al hierdie wonderlike goed, AI, alles wat ons nou het, al die tegnologie, te kan gebruik om die mensdom te bevorder. Maar die boef gaan dit gebruik om alles in sy vermoë te doen om alles wat jy het te vat. Thanks Marius, ek dink ons laat dit daar en dan almal kan vra en goed instuur, dan kan ons kyk of ons volgende week verder praat oor hierdie. Nee, is 100%. Dankie Mike, dankie weer eens. Groete, seën en liefde vir julle almal en mag die Here julle almal ryklik daarby te seën met insig, wysheid, mag, krag, voorspoed, gesondheid, onderskeiding veral, dat julle al hierdie goed kan doen, dat julle barmhartig en genadig sal wees. Baie dankie Mike, mooi loop, ons gesels weer.
As jy vanoggend se gesprek gemis het, stuur vir ons 'n WhatsApp na 084 752 7677. Gee weer die WhatsApp nommer, dis 084 752 7677. Stuur dit jou e-posadres en ons stuur hierdie gesprek vir jou aan. Ook uitkyk vir Mike se projekte, al hulle kontakbesonderhede is ook daar indien jy kontak wil maak met Mike Bolhuis. Nou maar toe, dis dan nou al van my kant af. Tot volgende week weer. Mooi loop.